Nou sê, as daar iemand is wat ek nog nie gegroet het nie, baie hartlike welkom hierso. Mag die Here vir elkeen ryklik seën en mag hy ook vir ons uit sy woord vanoggend ook kom ontmoet. Johan, ook maar net vir julle in hierdie tyd, wees verseker van ons gebedes vir julle en dat die Here ook vir julle sal onderneem. Is vanmiddag wat jy vanoggend wat jy na die diens ry, eers môre. Dinsdagoggend, goed, maar dink aan Johan wat daai kant toe gaan en dan as hulle weer ook moet terugkom, die Here ook vir hulle veiligheid en beskerming ook sal bied met Ansie se pa wat dan afgesterf het. Goed, nou ja, ou Nugget, ons het hom dan onthou vanoggend. Die mislukte vleisbraai. Nugget, Langkoos, Bakore en Chopsticks het een Saterdagmôre besluit dat hulle baie lus is om wors te braai. Die groot probleem was om hout en vleis in die hande te kry, want hulle het nie geld nie. Toe maar sê Nugget, die hout is nie 'n probleem nie, daar is nog baie agter in die motorhuis. Ons sal dit net eers met kleiner kap en van die fyn houtjies onder die bome optel, dan kon ons 'n lekker vuur maak. Dis goed, sê die ander maats, maar ons moet darm vleis ook braai. Ai, Chopsticks se mond water al, want hy is maar altyd lus om te eet. Skielik sê Langkoos, julle weet, my pa het 'n groot koelkamer, en ek het al gesien, daar hang sommer baie wors. Ja nee, dit klink na 'n goeie plan, sê Chopsticks. Haai ouens, sê Nugget, maar dis mos diefstal, ons kan dit nie doen nie. Ag, sê Bakore, ek het al iewers gehoor, dat as iemand anders baie van iets het, en jy vat 'n bietjie daarvan, dat dit nie nou eintlik steel is nie. En dit klink vir my, jou pa het baie wors. Ja, sê Langkoos, daar hang kilometers en kilometers wors, behalwe nog vir die ander vleis. Ag, sê Chopsticks, dan is dit nie steel nie. As hy so baie het, sal hulle nie eers weet nie. Nou is die probleem, wie sal dit gaan haal? Nugget voel nog steeds nie baie lekker oor die ding nie, want hy het al by die kategese gehoor, hulle sê mens mag nie steel nie. Hierdie vattery kan nie reg wees nie. Maar die ander 3 praat hom gou om en sê, nee wat, ons sal net 'n stukkie vat, dan gaan ons lekker braai en niemand sal eers weet nie. Goed, sê Langkoos, ek sal moet gaan, en Nugget bied toe aan om saam te gaan. Bakore, Chopsticks, moet so lank die hout kap en vuur maak, sodat die kole net reg sal wees as hulle met die wors kom. Toe Langkoos by die huis kom, sê hy, o tyd, Nugget, ek het vergeet, my pa en my ma is weg, en ek dink die koelkamer se deur sal seker gesluit wees. Wat gaan ons nou maak, vra Nugget. Kom ons gaan kyk net gou, net dalkies is dit oop. Daar aangekom, is hulle verbasing groot. Die deur van die koelkamer is effens oop. Dis net asof dit 'n besturing is. Dis dan vir hulle asof dit maar so moet wees, want daar is dan nog 'n oop deur ook. Langkoos maak die deur oop, en dis toe dat Nugget sommer 'n lang fluit gee. Ja, dis ongelooflik. Dit lyk regtig soos kilometers wors. Al is dit nie so nie, dit lyk so. En dit hang, en daar hang ook skaap en vark en 'n halwe bees. So baie vleis het Nugget in sy lewe nog nooit gesien nie. Ai, vandag sal vir hulle darm lekker wees as hulle kan braai. Hulle trek 'n lekker stuk wors daar af, en Nugget druk dit sommer hier voor by sy hemp in. Langkoos breek nog 'n stuk af. Terwyl hulle so besig is, kom ou Jakob daar verby, en hy sien tot sy verbasing dat die koelkamer se deur oop staan. Hy moes dit die oggend al toegesluit het. Hy stap nader, stamp die deur toe en sluit dit ook sommer. Op daardie oomblik is Nugget en Langkoos in die pikdonkerte en besef dat niemand hulle eers kan hoor nie. Al skree hulle hoe hard. Buite stap Jakob doodtevrede aan, want hy het gelukkig gesien dat die koelkamer oop was. Nugget en Langkoos staan nou in die donker
En hulle begin die koue ook deeglik voel. Nugget sê, ou Lanko is jong, die Bybel sê jy mag nie steel nie. Nou sit ons hier, en wie gaan iemand kry om vir ons oop te sluit? Lanko sê, jong, moenie so baie kerm nie. Ons weet ons was verkeerd. Maar wat kan ons nou maak? Dis so pinkdonker. Kom ons loop op en af, want ek kry al koud. En volgende week gaan ons verder. Goed, kom ons maak ons harte net stil voor die aangesig van die Here. Ek slaan my oop na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan u ryklik geskenk van God die Vader, deur sy Seun Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Daar's nog 'n lied wat ons gaan saam sing as oorgangslied, Psalm 146. Prys die Heer met blye galme. Kom ons staan en sing ons 3 verse daarvan staande saam. Ek nooi hom die onfeilbare woord van die Here saam met my oop te maak, en wel daar by Josua die 1ste hoofstuk. Josua die 1ste hoofstuk. Nou terwyl jy daarna toe blaai, in hierdie Pinkstertyd, jy weet, het ons al reeds stilgestaan by hierdie hele gedagte, waar die Here dan ook daardie volk van hom uit Egipte kom uitred, en hoe hy dan ook met hulle wou kom werk, en vir hulle ook dan die beloofde land gegee het. En daarom ook hierdie skrifgedeelte as die tema van hierdie hele reeks waarmee ons besig is. Hy het ons daarvandaan uitgelei om ons in te bring, uit te lei uit Egipte in die beloofde land, naamlik Kanaans lewe. Ons het gesien in die eerste plek dat hier in Egipte, dit spreek van slawerny, dit spreek van daardie persoon wat verlore is. Dit spreek van die toestand waarin ons gebore is, want die woord van die Here sê, en almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. So elke mens is in hierdie toestand gebore. Die woord van die Here in 1 Korintiërs hoofstuk 2 praat van die natuurlike mens. Daardie ene wat ongered is, wat die dinge van die wêreld nie ken en die dinge van die Here, verskoon, nie ken en daarin nie belangstel nie. Hy's in hierdie toestand gebore. Hy's onder die slawerny van die Satan, as die Bybel vir ons sê, Johannes 8:44, julle het die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Onder die verdrukking van daardie sonde, soos Romeine dan ook vir ons sê, hy wat die sonde doen is 'n slaaf van die sonde. So, die Here wil ons onder daardie slawerny, wil hy ons kom uithaal. Hy wil ons sy kind kom maak. Daar moet 'n wedergeboorte plaasvind. En dit is juis waarom daardie lam geslag moes word, die instelling van die Paasfees. Soos ons reeds gesê, die Paasouer gaan oor daardie engel wat verbygaan. Dit is nie oor allerhande ander dinge wat hier die wêreld daaraan koppel nie, maar juis 'n instelling wat God daar gestel het, waardeur die mens gered kan word. Daardie bloed moet aan die deurposte van ons harte aangewend word, as die woord van die Here dit ook vir ons sê, dat ons gewas is in die bloed van die lam. Efesiërs 1:7, as hy dan sê dat ons die verlossing het deur die kosbare bloed van Jesus. Hoe hy vir ons kom afsny, daardie rooi see wat praat van daardie afsny, hoe die Here ons kom losmaak daarvan, ons waarlik kom red en vry kom maak, maar dan kry ons die woestynlewe. Hierso vind ons die vleeslike Christen. Ons praat van die vleeslike Christen, want die woord van die Here dui dit vir ons so aan, daar in 1 Korintiërs hoofstuk 3, as hy praat van Paulus, ek kon nie met julle praat soos met geestelikes nie, maar soos met vleeslikes, soos met kindertjies in die geloof. Mense wat nog moet opgroei. In hierdie vind ons daardie val en opstaan lewe, waar baie kinders van die Here ongelukkig hulle in hierdie toestand dan ook bevind. Die sonde wat nog 'n invloed het in my lewe,
die wet teenoor die tabernakel, die genade wat ons dan ook ervaar. Dit is 'n lewe wat ek haat, want die dinge wat ek wil doen, dit doen ek nie, en die dinge wat ek nie wil nie, dit doen ek. En tog begeer hierdie persoon 'n oorwinningslewe. Ons is nie vry van versoekings wanneer ons kind van die Here word nie. En ons moet dit verstaan. In besonder wanneer ons dan ook na die Kanaans-lewe gaan kyk. Die Jordaan-lewe is daar waar die Here die tweede genadewerk kom doen. Net soos by my redding, so ook kom hy en hy kom reinig my hart. Hy kom doen dit deur sy kosbare bloed. Dis 'n ondervinding, 'n bewustelike ondervinding. Net soos wat hierdie 'n bewustelike ondervinding was by die Rooi See wat hulle deurgegaan het, is die Jordaan 'n bewustelike ondervinding wat hulle hier deurgaan. En dit is hier waar die geloofstoetse dan in ons geestelike lewe dan ook kom. En waar die Here se begeerte is, hierdie Kanaans-lewe, die geestelike mens, die volwasse ene, krisisondervindings wat ek daar ervaar, maar saam met die krisis is daar oorwinnings. Die versoekings is nou van buite af en nie meer van binne, want die woord van die Here sê vir my, daar in Matteus hoofstuk 7, dat die onreinheid kom van binne af, vanuit my hart uit, kom daar die onreinheid. So, hierso kom die versoekings nou van buite af, net soos met Adam en Eva. Hulle was rein, hulle was skoon, hulle was heilig geweest, maar daardie versoekings het van buite af gekom, en hulle het nog steeds, het hulle 'n wil gehad, waarmee hulle moes gekies het. Hierso vind ons die toename, waar daar geestelike groei is, en opgroei na geestelike volwassenheid toe. Mag die Here vir ons help, dat ons ook hierdie boodskap sal verstaan, as ons dan ook daarmee werk, in besonder. Ons staan dan hierso op die walle van die Jordaan, en wat die Here dan ook vir ons vanoggend wil kom sê. Mag ons harte ook oopstel vanoggend, dat die Gees van God ook in ons harte en ons lewens sal kom werk. Kom ons lees saam uit die woord van die Here, Josua hoofstuk 1. Ek gaan net 'n paar verse vir ons saam lees uit daardie gedeelte. En na die dood van Moses, die knegt van die Here, het die Here met Josua die seun van Nun, die dienaar van Moses, gespreek en gesê: My knegt Moses is dood. Maak jou dan nou klaar. Trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk, na die land wat ek aan hulle, die kinders van Israel, sal gee. Elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle. Soos ek met Moses gespreek het van die woestyn en hierdie Libanon af tot by die groot rivier, die Eufraatrivier, die hele land van die Hetiete en tot by die groot see in die weste sal julle grondgebied wees. Niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Wees sterk en volmoed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe, wat ek hulle vaders met 'n eed beloof het, om aan hulle te gee. Wees net baie sterk en volmoed, om nougeset te handel volgens die hele wet, wat Moses, my knegt, jou beveel het. Wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel, oral waar jy mag gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel, volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy heen gaan. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Ek gaan die mans versoek om saam met my te staan, as ons die troonkamer van die Here in gebed nader. Hemelse Vader, ons wil vir U baie dankie sê vir die wonderlike voorreg, dat ons tot hier kon vorder in die Pinkstertyd. En Here, terwyl hier 'n besondere boodskap is, wat U elke ene van ons wil kom wys, waar staan ons in ons geestelike lewe? Eer ons U vir die kosbare woord wat U gegee het, U die ewige, die almagtige, U die getroue. En Here, ek dank U vir hierdie kosbare woord, want Here,
dis nie soos gister se koerant wat geskiedenis is nie. Maar dit is vir elke van ons steeds van toepassing. Ook op hierdie dag waarin ons lewe is, asof hierdie woord vir vandag geskrywe is en U reeds môre se koerant aan ons kom openbaar. Ons eer U vir die wonderlike geleentheid om deur U Gees gevoed te word, deur U woord opgevoed te word, deur U woord bemoedig, versterk te word, maar ook waar nodig ook om deur U woord vermaan en onderrig te word. Seën hierdie woord in ons harte, Here, met elke faset ook daarin. Ons bid in besonder dan ook vir Ansie en vir Johan en ook vir die res van die familie wat geraak is deur hierdie dood van haar pa, dat U vir hulle sal versterk in hierdie tyd, dat hulle op 'n besondere wyse ook U vertroosting in U hand ook in hulle lewens mag ervaar en dat die goedheid en die guns ook met hulle ook sal wees in hierdie tyd. Bewaar en beskerm vir hulle en lei vir hulle ook in die spore van U geregtigheid. Ook vir die res van die gemeente, Here, U het gehoor van die siekes, U het gehoor van die aktiwiteite en al die dinge wat in die gemeente aan die gang is. Ons bid, Here, wees U op 'n kennerlike wyse teenwoordig en maak U self ook aan ons bekend op 'n besondere wyse. Laat U naam ook geheilig word, ook in hierdie woord en die bediening daarvan vanoggend, dat dit tot ons harte sal spreek en dat die Gees van God ook tot elkeen van ons se lewe ook sal spreek. Ons bid dit om Jesus naam ontwil. Amen. Nou as ons na die woord van die Here gaan kyk, dan sien ons hoe die Here ook vir hulle deurgedra het, waar ons begin het, hoe die Here vir hulle daar kom uitred het, deur die Rooi See gevat het, en nou het hulle deur hierdie woestyn getrek, daar by Kades Barnea, as gevolg van hulle ongeloof en ongehoorsaamheid, kon hulle deurgegaan het nie, moes hulle vir 40 jaar in die woestyn getrek het. En nou kom hulle by die punt waar hulle daar so by die Jordaan staan, waar die Here vir hulle wil deurvat, en die ander kant was Gilgal en Jerigo en Ai wat vir hulle gewag het. Maar voordat ons daarby kan kom, is dit 'n belangrike aspek dat ons ook moet raak sien, dat 'n kind van die Here kan nie tevrede wees met 'n val en 'n opstaan lewe nie. Hy kan nie tevrede wees dat daar min geestelike groei in sy of haar geestelike lewe dan ook plaasvind nie. Want die woord van die Here kom sê vir ons, dat daar 'n begeerte moet wees in 'n kind van God se lewe, na daardie geestelike oorwinningslewe, waar haar oorwinning oor sonde behaal is, as die woord van die Here ook vir ons sê, in 1 Johannes hoofstuk 3 vers 9, elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly, en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Daardie begeerte van 'n kind van die Here, om reg te lewe, omdat hy 'n nuwe saad, God se saad in sy of haar hart het. En daardie persoon ongelukkig in daardie situasie is. 'n Kind van die Here kan nie gelukkig wees in hierdie woestynlewe nie. Daardie val en opstaan lewe. Ek kan nie daarmee gelukkig wees nie. Ek kan nie gelukkig wees om net in die woestyn te bly, terwyl God 'n begeerte het om vir my in hierdie wonderlike Kanaans-lewe in te lei, of vir my 'n oorwinningslewe oor sonde en 'n oorwinningslewe oor my eie persoonlike lewe te kan behaal. As die woord van die Here sê in Deuteronomium 8 vers 2, en jy moet dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou al 40 jaar in die woestyn gelei het, tot jou verootmoediging en beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. Ons het gesien waar lê die probleem in hierdie hele saak, hierdie woestynlewe, as die Here Jesus Christus self vir ons het kom wys, in Markus 7 vers 20 tot 23, en hy sê wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein, want van binne uit die hart van die mens, en hier kom ons by die oorsprong, die hart van die mens, waarin hierdie onreinheid is, kom die slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid, al hierdie boosheid, kom van binne uit en maak die mens onrein. Dit wat ons gesien in Dawid se lewe, hoe hy moes kom ontdek dat sy eie hart onrein is, hoe hy tot God kom roep en sê, ontsondig my met hierop. As hy dan uitroep, daar in vers 12, en hy sê, skep in my 'n rein hart, o God, waar die Here daar die hart moet kom reinig,
Daarom daardie oproep om klaar te kry met hierdie ou lewe van my, hierdie val en opstaan lewe. In Hebreërs 12 vers 1 en 2 sê, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus, die luisman en die volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat vir hom voorgehou is, die kruis verdra, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Dit beteken, ek kan nie net in daardie toestand bly nie. Daar moet iets plaasvind in my lewe. En dit is wat moontlik die skrywer dan ook hier kom bedoel, as ons moontlik daaraan dink dat dit Paulus kan wees. As hy dan vir ons sê, wat elke las kom af lê, hierdie las van hierdie val en opstaan lewe, wat ons hier in die woestyn kry, en laat ons die sonde af lê, as 1 Petrus 2:24 vir ons sê, om die sonde af te sterwe en vir die geregtigheid te lewe. Ons kan nie hierin aangaan nie. Daar moet 'n verandering in my hart en my lewe wees. Daarom het Jakobus 3 vers 11 ook vir ons aanmoedig en sê, 'n fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. Ons weet dit baie goed. As die woord van die Here ook sê in Jakobus 3 vers 12, 'n vyeboom, my broeders, kan tog nie olywe voortbring, of 'n wingerdstok vye nie. So kan geen fontein brak en vars water voortbring nie. Daarom, 'n kind van die Here kan nie gelukkig wees, as daar nog dinge hier binnekant skuil, en daar moet daarmee gehandel word nie. Kan ek maar hierdie vraag vanoggend vir u vra? Hoe lyk die fontein van u lewe vanoggend? Hoe lyk die fontein van u hart vanoggend? Is daar dinge wat daar binne skuil? Dinge wat verhinder dat u nie kan deurgaan met die Here nie? En nou, terwyl ons daar op daardie punt staan, terwyl die Here sê, ons moet deurgaan, as hy dit vir ons in die woord van die Here sê in Deuteronomium 6:23, en hy het ons daarvandaan uitgelei om ons in te bring. God se begeerte vir elke kind van hom is om in die Kanaans lewe te wees. Maar weet ons, en ons sien dit aan die vrug, en liewe toehoorder, ek maak nie nou enige aantuigings teenoor u nie. U moet dit mooi verstaan. Ek maak nie aantuigings teenoor u nie. Maar wat sê die woord van die Here vir my? Want baie kinders van die Here ondervinding is dat daar baie in die woestyn lewe is en nie deurgaan met die Here nie. Die vrug openbaar dit. Die vrug openbaar dit. En daarom moet ons in die woord van die Here gaan delf. En ons moet gaan kyk, wat verhinder my as kind van die Here? Terwyl ek op daardie punt is, ek weet wat die begeerte van God vir my lewe is, wat maak dat ek nie deurgaan met die Here nie? En ek wil vanoggend by 'n paar gedagtes stil staan, wat dit vir u en vir my dan ook kom wys. Hoekom gaan mense nie deur met die Here nie? En die eerste wat ons vind is dat mense hulle hart verhard vir die waarheid van die woord van die Here. Terwyl ons so onderrig is, ons ken die waarhede. En as ons kyk hier in Joshua, dit wat die Here vir hom gesê het, as hy dan vir hom aanspoor, wees net baie sterk en volmoed, om nougeset te handel. Hierdie gedagte van nougeset is om naby aan die woord van die Here te handel, om dit te gehoorsaam. Dis wat die Here vir hom hier sê, dit wat ek vir jou beveel het, dat dit nie uit jou hart uit moet wyk nie, maar dat jy dit moet gehoorsaam, dat jy moet handel. En dit is wat die Here wil hê, ons in ons geestelike lewe moet doen. Daar moet 'n handeling wees. U weet hoeveel keer, en selfs in hierdie Pinkstertyd, ek vir u al hierdie vraag gevra het. Wanneer laas
het die Here vir u iets in u lewe gedoen? Wanneer laas het God vir u iets in u hart gedoen? Wanneer laas kan u getuig van 'n wonderlike ondervinding wat ek in my hart en my lewe gehad het? Liewe toehoorder, kan ek hierdie vraag miskien vir u vra vanoggend? Is my lewe kragtig voor die Here? Is my gebedslewe kragtig voor die Here? My Bybelstudie wat ek doen, is dit van so aard asof God self deur sy woord met ons kom spreek. En dit wat die Here hier vir Josua gesê het rondom sy woord, om dit dag en nag te bepeins, dit te oordink, dit in my hart te bære, sodat ek teen die Here nie sal sondig nie. My getuienis daar buite, het my getuienis nog enige effek teenoor mense? Of is daar iets in my lewe wat my getuienis verander? Dan wil ek vir u vra, liewe toehoorder, is dit nie die probleem wat die Here vir ons kom sê, dat ons die krag van sy Heilige Gees nie in ons het nie? Want wat sê die woord van die Here? Handelinge 1 vers 8. As hy daar vir ons sê, dat hy ons sal kom bekragtig. Maar die woord is miskien al so by my ingeprent, en ek ken soveel waarhede van die woord, dat die woord van die Here op daai punt gekom het, ek my hart verhard, en ek wil nie deurgaan nie. Want Hebreërs 3 vers 7 en verder aan sê, daarom sê die Heilige Gees, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering, in die dag van versoeking in die woestyn, waar julle vaders my versoek, my beproef het, en my werke 40 jaar lank gesien het. Daarom het ek vertoorn geword op hierdie geslag en gesê, altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my weë nie leer ken nie, sodat ek in my toorn gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Wat het gemaak dat hulle nie deur kon gegaan het nie? 'n verharde hart. Hulle wat die waarhede ken, maar hulle het nie toegelaat dat hierdie hart van hulle versag word nie. Hulle ken die waarhede, en ten spyte daarvan, waar die Here met hulle praat, oor en oor wat hulle saak van God geluister het, sê die woord, het hulle hom nie ter harte geneem nie. Hulle het nie hulle wil oorgegee nie. Hulle het met hulle eie wil, het hulle gekies om hulle hart te verhard. Esegiel 36 vers 25 en verder aan. Dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word. Van al julle onreinheid en van al julle drekgode sal ek julle reinig. So wat wil die Here daar by daardie Jordaan lewe kom doen? Hy wil voordat ons daardeur gaan, moet daar iets in my lewe plaasvind. Daar moet hartsreiniging plaasvind. God kan nie ons kom vul met sy Heilige Gees, alvorens hierdie hart nie gereinig is nie. Hierdie hart moet uitgesuiwer word, waarvan Dawid ook dan getuig in Psalm 51. Hy gaan voort in Esegiel 36 vers 26 en 27. En ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip, hierdie verharde hart sal ek uithaal, en uit julle vlees wegneem, en julle hart van vlees gee. Ag, sal dit die begeerte van ons harte wees as kind van die Here. Here, ek soek hier die vleeshart. Ek bid vir 'n diepe reiniging in my hart. En ek sal my gees in julle binneste gee, en sal maak dat julle my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Dan gaan dit nie moeilik wees nie, want ek word bekragtig met sy Heilige Gees. Net soos wat die woord van die Here sê. En ek sal my gees in julle binneste gee, en sal maak dat julle in my insettinge wandel, en dit onderhou en doen. Die Heilige Gees is my instaatstelling nou. Ek het soveel kere my eie krag probeer. Ek het my eie ding gedoen, en ek het gesien dit is 'n mislukking. Maar die rede daarvoor is omdat ek nog nie vervul is met die Heilige Gees, en dat die Gees van God se krag in my lewe kom werk. Dit verwys juis daar in Esegiel, na daar die koperwaskom, waar daar die hoërpriester moes gekom het en sien, maar hier die kleed van my is bevlek, en hy moet skoon gewas word, hy moet nuwe klere aantrek, 'n skoon nuwe kleed, voordat hy kan bedieningswerk daar in daardie allerheiligste gaan doen. Hoeveel mense probeer vandag, met vlekke op hulle klere, probeer hulle dienswerk
vir God verrig. Hulle is onrein, hulle is onbruikbaar en daar is nie krag in hulle geestelike lewe nie. Liewe toehoorder, eerlik voor God vanoggend, is die krag van die Gees van God in die hart en lewens teenwoordig? Is dit nie u wat u hart verhard het tot nou toe, terwyl u hierdie boodskap ken en dit nie uitlewe nie? Efesiërs 5 vers 26, om dit te heilig nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord. So wat wil die Here dit kom doen? Hy wil ons kom afsonder, maar hy kan nie ons kom afsonder vir sy dienswerk alvorens ons nie gereinig is nie. Daar moet 'n diepe hartsreiniging plaasvind. Die tweede rede hoekom mense nie deurgaan nie, is baie keer hierdie saak van onkunde. Hulle weet nie. En is dit so, dat as 'n mens met baie mense praat, dan kom 'n mens agter dat daar baie mense is wat nie weet nie. Hulle verstaan nie. Nou daar kan verskeie redes daarvoor wees, hoekom hulle hierdie boodskap nie verstaan nie. Dit kan miskien wees deur valse leringe wat hulle ontvang het, dat mense tevrede is met hulle geestelike lewe van val en opstaan, terwyl as daar nie 'n bekeerte is na geestelike groei nie, is daar fout in daardie lewe. En dan wonder ek maar net in my gemoed, het daar werklik daardie geestelike geboorte, wedergeboorte plaasgevind? Want die woord van die Here sê, as wedergeboorte plaasgevind het, sal daar 'n begeerte wees na groei. Hoeveel van ons kan onthou, toe ons in die laerskool was, of kom ons sê, eers in die kleuterskool, dan het jy begeer om grootskool toe te gaan, né? Is dit nie so nie? Ja, as daar nie so begeerte was nie, ons daar fout. En as ek in die laerskool kom, dan het ek 'n begeerte om na die hoërskool toe te gaan. En as ek in die hoërskool is, dan het ek 'n begeerte om uit pappa en mamma se huis uit te kom, want ek is nou 'n groot man en 'n groot vrou, want ek wil nou gaan werk. Ek wil my eie geld gaan verdien. Daardie innerlike begeerte na groei. Hoekom vind ons nie die geestelike begeerte na geestelike groei in kinders van God se lewe? Daar's net een rede daarvoor. En dit is dat mense nie vervul is met die Heilige Gees nie. Die woord van God sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. As ek nie daardie krag in my het nie, dan moet ek my hart gaan ondersoek. Het ek nie dalk daardie probleem in my binneste, dat ek nie vervul is met die Heilige Gees van God nie. En dan moet God eers kom uitreinig, kom skoonmaak, sodat ek hierdie lewe kan deelagtig word. Psalm 51 vers 12 sê juis, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Die begeerte wat in die kind van God se lewe moet wees. Nog 'n rede is dat mense ken die waarheid, maar hulle talm om deur te gaan. Hulle talm daar op die banke van, of daar die rivierbank van daardie Jordaan. Daar kan verskeie redes daarom wees. Daarom sê die woord van Here, dit wat ek reeds vir u gelees het, vandag as julle sy stem hoor. Dat kinders van Here dink maar, daar's nog baie tyd vir ons. Ons kan nog wag. Daar's nog 'n geleentheid. Daar's nog 'n kans. En my verhouding met God ly skade, omdat ek talm om nie deur te gaan nie. Want aan die ander kant wag daar iets besonders vir my. En ons sal nou by 'n paar van die gedagtes net stil staan. Mense wat uitstel. Die volk het uitgestel. En daarom het hulle vir 40 jaar lank in daardie woestyn rond moes swerwe. Terwyl die Here begeerte gehad het, hulle moet ingaan. Want hy het ons daar vandaan uitgelei om ons in te bring. En so baie mense talm om verskeie redes. Sommige is bang vir die lewe aan die ander kant, bang vir konflik, bang vir daardie stryd wat hulle sal beleef,
bang vir teekanting wat hulle mag ervaar op watter wyse ook al. Sommige mense vra die vraag, wat as dit nie uitwerk nie? En so kom daar ongeloof binne in die harte in. Miskien sal ek aan die ander kant sondig. En so wil mense dan nie deurgaan nie en hulle huiwer omdat hulle bang is dat hulle weer sal sondig, terwyl die woord van die Here vir ons sê in 1 Johannes 2 vers 1 en 2. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle dat julle nie moet sondig nie. So God se begeerte, sy verlange vir my en vir u, is dat ons nie moet volhard in sonde nie. Dat ons nie in sonde moet aangaan nie, want God se saad is nou in ons. Maar nou kom Johannes en hy besef, maar ons is nog nie volmaak nie. En as iemand gesondig het, ek het 'n sonde gedoen. Ek het oortree aan die ander kant. Want aan die ander kant weet ons van Agan, hoe hy daar die ban goed geneem het, en hy daar die volk in die ongeluk gestort. Hy het gesondig, en God moes daarmee kom handel het. Daar die sonde moet uitgehaal word. En daarom het hy vir ons sê, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. Ons kan in die Here toe gaan. Dis waarvoor die bloed van die Here is. 1 Johannes 1 vers 7, die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Daardie is in die voortdurende geskrywe. So hy wil voortdurend ons kom skoonmaak. Voortdurend kom reinig, sodat ons heilig voor God mag wees. 2 Petrus 1 vers 3, immer sy goddelike krag het ons alles geskenk, wat tot die lewe en die godsvrug dien. Ek hoef nie te talm nie. God gee vir my hierdie oorwinningslewe. Nog 4 redes hoekom ons nie deur kan gaan in hierdie lewe nie, is ongehoorsaamheid. Ongehoorsaamheid aan die woord van die Here. Hebreërs 3 vers 18 sê, en aan wie hy gesweer het dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsaames. Ek is ongehoorsaam aan die woord van die Here. En liewe toehoorder, ongehoorsaamheid is sonde. Daar's nie ander mooi woordjies daarvoor nie. Is sonde. En daarom het baie mense nie deurgaan met God nie. Want hulle leef nog in hierdie sonde van ongehoorsaamheid. En hierdie sonde moet bely word. Want God roep ons as kinders van die Here tot heilige lewenswandel. Hy roep ons tot heiligmaking. Ons ken hierdie boodskap. En liewe toehoorder, ek ken vir u nou al amper 'n jaar lank. En ek is doodseker u het hierdie boodskap al van hierdie kansel afgehoor in my tyd en in ander predikante se tyd. Wat maak dat u nie deurgaan met die Here nie? Is dit nie u ongehoorsaamheid aan die woord van die Here nie? Terwyl 2 Korintiërs 7 vers 1 sê, terwyl ons hierdie beloftes het, broeders, geliefdes, susters, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Ons moet deurgaan. Ons moet gehoorsaam nou word aan die woord van die Here. 1 Tessalonisense 4 vers 3. Want dit is die wil van God, julle heiligmaking. Dat julle jou moet onthou van hoerery, en dan gaan hy aan met nog al daardie ander. 1 Tessalonisense 5 vers 3. Dat hy ons sal heilig, liggaam, siel en gees. Hierdie volk was ongehoorsaam. En dit het gemaak dat hulle nie kon deurgaan met die Here nie. Ek is seker u ken hierdie boodskap. U het al baie keer gehoor. Maar die vraag wat u vanoggend teenoor die Here moet vra of antwoord is u gehoorsaam aan God se begeerte vir u as kind van die Here? Is u bereid om dinge af te lê in u geestelike lewe wat nie God welbehaaglik is nie? Want weet u, baie kinders van die Here het al soveel kennis opgedoen.
Hulle kan al die regte antwoorde vir die dominee gee. Maar die vrug ontbreek. Die vrug ontbreek. 1 Samuel 15 vers 22. Ons wil allerhande offers vir die Here bring. Ons kan dit op baie wyse kan ons dit doen. Daarom het Samuel vir Saul moes gesê het die Here behaag in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van 'n ramme. 1 Tessalonisense 4 vers 7 en vers 8. Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Daarom hy wat dit verwerp, verwerp nie 'n mens nie, maar God wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het. Hoeveel van ons staan nie dalk vanoggend skuldig aan hierdie saak van ongehoorsaamheid nie? Ongeloof, Hebreërs 3 vers 19, en ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle boos en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word. Sommige kinders van die Here is in 'n afvallige toestand. En die Here kan hulle nie kom heilig nie, want hy moet eers kom reinig voordat hy hulle kom heilig. Die woord van die Here is baie duidelik daaroor. Om eers te reinig en dan toe te rus vir die taak waarvoor die Here ons geroep het. Geloof is nodig vir ons redding, maar dieselfde geloof is nodig om die Here te vertrou vir 'n rein hart, vervul met sy Heilige Gees. En ongeloof maak dat ons nie daardie tree kan gee nie. Ons gaan vir u wys uit Josua die verskillende aspekte van geloof. Daar's 5 boodskappe daaroor, om vir u die geloofsaspek uit te kom wys. En die Here gaan grootlik sekerlik vir ons kom wys, waar lê baie van die probleme, wanneer dit kom by die geloofsaspek in ons lewe. Want wat moes hulle doen? En net toe die draers van die ark by die Jordaan kom, en die priesters wat die ark dra, hulle voet aan die kant van die water insteek, terwyl die Jordaan vol was op al sy walle, al die dae van die oes. Wat moes hierdie volk gedoen het? Wat moes daar die priesters gedoen het? Hulle moes 'n geloofstap geneem het. Net soos by my redding is 'n geloofstap, om die Here te vertrou, my siel uit genade te kom red, is dit 'n geloofstap om God te vertrou vir 'n rein hart, vervul met die Heilige Gees. Het u waarlik al die Here kom vertrou vir 'n rein hart, vervul met die Heilige Gees? En hier dink ek, is een van die grootste probleme. Baie mense is nie bereid om op te offer nie. As die Here van my tyd gaan vra, en hy gaan van my geld vra, en hy gaan van my sekere aspekte vra, waar ek sekere dinge moet los in my geestelike lewe, wat nie God behaag nie. Opofferings. Die probleem hier is onwilligheid. En waar lê die kern van daardie onwilligheid? Hierdie eie ek. Hierdie ou ek. Ek wil nie aan die einde van myself kom nie. Ek is nie bereid om daardie prys te betaal, terwyl die woord van die Here vra dat ek bereid moet wees om daardie opoffering te doen. Die ander saak is onvergewingsgesindheid. Baie mense wat nie ander mense wil vergewe nie, en hulle vorder nie in hulle geestelike lewe nie. Ek kan nie in die Jordaan lewe wees met onvergewingsgesindheid in my lewe nie. Want dis juis daar waar die oorwinning behaal kan word. Dit is hier waar God vir my kom wys. Ek sit miskien vanoggend met 'n bedrieglike hart, maar ek moet daar by daardie punt kom waar ek anders sal vergewe. En dan sê die woord van die Here in 2 Timoteus 2 vers 21, as iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar
vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Antwoord die Here eerlik vanoggend, is u gewillig om diensbaar vir die Here te wees, wat hy ook al van u vra? Is u bereid? Is u bereid om die opofferings te maak? Is u bereid om hierdie eie ek te kruisig? Te sê, Here, ek weet ek kan nie, soos Moses. Ek kan nie, Here. Maar om by 'n punt te kom om te sê, Here, maar ek glo deur die krag en die instaatstelling van u Heilige Gees sal ek dit kan doen. Ek is bereid. Hoekom? Omdat daar iets wonderliks vir ons aan die ander kant wag. En wat is dit? Is 'n plek van rus. Die innerlike vrede wat ek in my hart mag ervaar. Deuteronomium 6 vers 10 en 11 sê, en as die Here jou God jou inbring in die land wat hy aan jou vader Abraham, Isak en Jakob het 'n eed beloof het, om jou te gee, groot en mooi stede, wat jy nie gebou het nie, en huise vol van allerhande goed wat jy nie gevul het nie, en uitgekapte reënbakke wat jy nie uitgekap het nie, wingerde en olyfbome wat jy nie geplant het nie, en jy eet en versadig word. 'n Lewe aan die ander kant van rus. Elkeen het sy stuk grond aan die ander kant gekry. Hy het sy eie huis gekry, sy eie wingerd gekry. Daardie lewe nou van die veiligheid om in God te rus. Hy het daardie tent verruil vir 'n huis. Liewe toehoorder, ek wil vir u vra, ken u die rus van God? Daardie innerlike vrede, daardie stabiliteit in my geestelike lewe, vastigheid, want dit is die getuienis wat die Here hier sê. Hy sê, wees net baie sterk en volmoed om nougeset te handel volgens die hele wet wat Moses, my knegt, jou beveel het. Wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel, oral waar jy gaan. Praat van 'n stabiele lewe. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees. Praat van standvastigheid, dit praat van stabiliteit, dit praat van vrede wat ek in my lewe het. My lewe, hierdie innerlike lewe sal gekenmerk word daarvan, en mense sal dit raak sien. Daar is 'n heilige man, daar is 'n heilige vrou van God. 'n Plek van oorvloed. Ja, ons moet dit verstaan, aan die ander kant gaan daar moontlik ook oorlogvoering wees, en dit gaan daar wees. Maar dis juis wat die Here vir ons kom sê, sodat daar oorwinning daar kan wees. Eksodus 3 vers 8, daarom het ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos, en hulle te laat optrek uit daardie land, na 'n goeie en wye land, na 'n land wat oorloop van melk en honing, na die woonplek van die Kanaaniete, en die Hetiete, en die Amoriete, en die Feresiete, en die Jewiete, en die Jebusiete. God wil hulle daardie land van oorvloed kom gee. Hy gaan voort in vers 10 en verder aan, want die land waarheen jy gaan om dit besit te neem, is nie soos die Egipte land waar jy uitgetrek het, wat jy met jou saad besaai en met jou voet soos 'n groentetuin nat gelei het nie, maar 'n land waarheen hulle oortrek, om dit in besit te neem, 'n land van berge en laagtes, van wat reën van die hemel van water drink. Praat van oorvloed. Johannes 10 vers 10 as hy sê, ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed mag hê. Jesus wil vir ons 'n oorvloedige lewe kom gee. 1 Johannes 3 vers 8, om die werk van die duiwel te verbreek. As hy daar in Johannes hoofstuk 4 sê, strome van lewende water wat uit my binneste sal vloei. Het u regtig 'n begeerte daarna vanoggend? Het u 'n verlange na die strome van lewende water? Het u 'n begeerte na 'n oorvloedige lewe? Of is u tevrede met 'n val en opstaan lewe? Want God beplan oorvloedige lewe vir u en vir my. En daarom is dit 'n plek van triomf, 'n plek van oorwinning, 'n plek waar daar oor sonde oorwinning sal wees. Dit wat God vir u en vir my begeer.
'n totale oorgegewe lewe, sal alleenlik daardie land in besit kan neem. Want Galasiërs 2:20 sê, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie. Hoor jy waar die klem val? Die eie ek leef nie, maar Christus leef in my. En die lewe wat ek nou leef ek deur Christus. Nie meer deur myself nie. Galasiërs 5:24. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. By die punt gekom waar my begeertes nie meer my begeertes is nie, maar ek het dit verruil vir God se belange vir my lewe. Ek het die einde van my lewe bereik en ek begeer nou dit wat God van my verlang. Hierdie oorvloedige lewe. 1 Korintiërs 15 vers 31. Ek sterf dag vir dag. Hierdie wil van my, hierdie eie ek, om dit daagliks aan die Here oor te gee. Romeine 6 vers 6. Aangesien ons dit weet, dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Ek het nou begeerte na die dinge van die Here, die verlange van God, om heilig te lewe soos wat hy wil hê ek moet heilig lewe. Ek het 'n verlange na hom. Liewe toehoorder, wees eerlik teenoor die Here vanoggend. Waar staan ek ten opsigte van hierdie woord? Het ek 'n begeerte na so 'n lewe? Het ek 'n verlange na so 'n lewe? Is ek tevrede in hierdie ou lewe van my, terwyl God vir my hoër dinge wil kom gee? Want die dood wat hy gesterf het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe. Maar die lewe wat hy leef hy vir God. So moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van die ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God, as mense wat uit die dood lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Dit gaan my 'n prys kos. Is nie goedkoop nie. Maar as ek bereid vanoggend om vir die Here te sê, Here, ek is bereid om die prys te betaal. My begeertes, my verlange, hierdie eie ek, wat baie keer so opstaan. As ek nie my sin kry nie, dan kom ek agter, maar is hierdie eie ek binne in my. Wanneer daar iets skeef loop, en daardie fontein van daardie lava water borrel uit, omdat daardie verspiewende berg net die regte geleentheid gekry het, en ek kom agter, maar dis my hart wat onrein is vanoggend. Wat maak dat ek nie kan deurgaan nie? Terwyl die Here begeerte het om vir my 'n oorvloedige lewe aan die ander kant te gee. Wil u nie by daai punt vanoggend kom om te sê, Here, ek kry klaar met hierdie ou lewe nie. Ek begeer 'n oorwinningslewe. Ek begeer daardie triomf in Christus. Het u bedoel toe u net nou gesê het, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee? Waardeur kom daardie krag? Die vervulling met sy Heilige Gees. Het u dit al deelagtig geword? As my hart onrein is, kan ek nie vervul word nie. Moet daardie hart eers uitgereinig word, gesuiwer word, dat ek ook soos Dawid kan sê, onsondig my met hierop. Kom haal uit, Here, kom vat weg, kom neem hierdie dinge weg wat in my hart skuil. Ek besef vanoggend, dit maak my onrein, maar ek het 'n begeerte na 'n rein hart, vervul met die Heilige Gees. Wil u nie kom buig vanoggend voor die Here en sê, Here, hier is my lewe. Ek gee dit oor, kom reinig dit, kom was my in die bloed van Jesus Christus. Hy wil dit kom doen, hy wil vir jou oorvloedige lewe gee, maar is u gewillig? Is die wil by u aanwesig vanoggend? Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir u woord, dankie vir die oortuiging van u woord, dankie dat u vir ons kom wys, waar lê die probleme
Hoekom baie mense talm om deur te gaan met U? Mense wat ongehoorsaam is, mense wat nie gewillig is nie, miskien onkunde, Here, maar dat hulle vanoggend kom hoor, dat daar 'n lewe aan die ander kant is, 'n lewe van rus, 'n lewe van stabiliteit, 'n lewe van oorvloed, dit wat U vir ons wil kom gee, en 'n lewe van oorwinning. Mag U genade skenk in elke hart en lewe kom werk, en Here, dat daar 'n gewilligheid by ons as gemeente ook sal wees. Ek bid dit om Jesus naam ontwil. Amen. Liewe toehoorder, ek het hier 'n boekie by my, eintlik maar 'n traktaatjie. Wat is 'n rein hart vervul met die Heilige Gees? Sommige van julle het al reeds hom gevat. Sommige van julle het hom miskien al gaan deurwerk en gaan lees. Maar as u vanoggend hier sit, nie besef, maar my hart is onrein. En ek soek 'n hart vervul met die Heilige Gees, 'n rein hart. Wil u nie so 'n traktaatjie by my kom neem? Ek gaan nie voor staan, ek gaan nie daar agter by die deur staan en groet nie, maar kom neem so 'n traktaatjie by my, gaan lees dit, gemaak met God reg. As u vanoggend besef, maar ek het nodig om saam met my te bid. Iemand wat saam met my wil kom bid. Ek is gewillig, kom sit net hier voor, ek sal saam met u bid, en u kan so 'n blaadjie ook neem, maar maak met God reg. Moenie uitstel nie, moenie talm nie. Die duiwel sê daar's nog tyd môre. God sê, maar nou is die wel aangename tyd. Moenie uitstel nie, moenie wag tot môre nie. Daai een kosbare lied wat sê, wellig is dit môre, vir ewig te laat. Mag die Here genade skenk. Kom ons staan, en sing ons, sluit af met Halleluja 294. My gees, my siel, my liggaam, wy ek aan U, o Heer. Kom ons staan, en sluit ons met daardie 3 verse af. Vang die seën van die Here en gaan in sy wonderlike vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die teeropsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met u elkeen wees en bly. Amen.